Hallo mami, ons is Hallo my kind. ons is weer terug vir nog 'n ronde. Die dae raak kouer. So ons gaan nou praat oor nog sop, want sop is lekker. En in die Ja, vorige week, in die vorige video het ons gepraat oor hoe om boontjiesop eenvoudig en baie lekker te maak. En vandag gaan ek vra maar nou, wat nou van ertjiesop of groentesop? Ons gaan oor een van ja, hulle gesels. Maar nou voor ons in die sopresep inklim, ek het 'n verkoue ding wat hier aangaan. Nou ek weet mamma het altyd goed. lekker raad vir wat 'n mens kan sommer by die huis doen om 'n bietjie beter te laat voel. Wat is dit? Deel asseblief met Ja, ons. want ek hou daarvan om goeders te fix. Ek wil almal fix as hulle iets markeer. En dit is vir my lekker as 'n mens natuurlike raad kan kry. Ja, So, hierdie griepraad is 'n rooi ui wat jy rasper en okay. dan gooi jy dit in 'n pot met heuning. Seker nou nie 'n 750 milliliter pot nie, maar Ja, sê nou maar 250 milliliter dink ek. ja. Gooi jy dit in die heuning en jy gooi jy vat vir jou gemmer. As jy kan vars gemmer kry, dan Okay. skil jy hom en jy rasper hom ook daarin, 'n lekker Ja. stuk en 'n knoffelhuisie. Ek dink jy kan 2 knoffelhuisies miskien vat wat jy ook Sjoe. geskil het en oprasper daarin. Ja. En dan ek is nou nie seker nie, weet jy, ek het so lank lank die resep gekyk. Ek dink jy kook jy dit saam of doen jy dit net so? Ek Ek dink het jy kook dit nie. nog nooit gedoen nie, maar ek het 'n vraag. Ek dink ook nie dit word gekook nie. Kom daar Nee. nie 'n peper, cayennepeper of iets in nie, of is ek nou by 'n fout? Cayennepeper ook. Ja, Okay. 'n teelepel cayennepeper. Ja. Dan ek dink jy gooi hulle net alles in, maar dan moet jy hom vir iets soos 8 ure laat staan, Okay. sodat hulle seker nou alles kan lekker vermeng. En Ja. daarna skep jy elke dag vir jou, ek seker 2 maal 'n dag is ook okay. Skep jy vir jou 'n teelepel vol van dit. As jy hom Ja. in 'n blender kan sit, dan is dit beter want dan proe jy nie so die stukkies goeters in nie. Dis mos nou nie vir almal lekker nie. Sorry. So as jy hom geblend het, sê maar. Nee, 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 sê eers klaar, ek het iets onthou. Nee, ek wil net sê as hy geblend is en jy laat staan in lasagne vir 8 ure en daarna skep jy in een vir jou eetlepel vol uit en jy eet hom en hy fix jou soos binne 'n dag wil ek amper sê. Wow. Ja, nee, dan sal ek sal dit moet gaan doen. Maar Ja. kyk, mamma het nou gesê, as jy hom blend dan proe jy nie so die stukkies goed nie. Onthou mami, ek het heeltemal vergeet toe ons laasweek die video doen. Toe ons praat van die boontjie sop. Onthou mami, het ek Ek weet altyd wat jy boontjie wil sê. sop geëet. Ja, so ek was baie pickish, 'n picky eater. Ek kry nou skaam as ek dink aan hoe moeilik ek was as ek kom by kos. En ek weet nie hoekom nie, but anyway, ek wou nie die boontjies sop eet nie want daar was mos nou goedjies in, boontjies en mints en who knows what else. En dan ek die goedheid van mami se hart. Ek het mami die bootjie sop vir my gesif. So hy moes nou letterlik deur 'n siffie gegooi word. Dat jy net die juices het van die bootjie sop. Ek kan amper sê dis amper 'n sop, dit is meer so sopwater daai. Ek Maar dink ek dan was het so ek dit. dankbaar dat een van my kinders ten minste die sop eet. Ja. Ten minste het jou kind daarom gepromote en gelevel up. Ek waardeer tog nou die goed binne in die boontjiesop. Maar in elk geval, ek het nou gesê ons praat nou oor of ertjiesop of groentesop. So waarvoor is mami nou lus van ons gaan met die ander ene volgende keer doen. Okay. Nou kom ons vat my vir ertjiesop. Albei is so lekker en ek het nog Ja, ander sop ook in gedagte, sjoe. maar ertjiesop is 'n goeie een want hy's maklik dink ek. Ek dink ertjiesop is vir meeste mense makliker Ja, as boontjiesop want jare gelede het ek 'n vriendin gehad en ek het vir haar ekskuus, is okay. die ding mors nou hier. Dit is Ek het vir okay. haar gevra. Dis fyn. Ek het vir die vriendin gevra of sy die soos ons laas keer oor gepraat het van die boontjies, die velletjies van die boontjies uitskep. Dis Ja, nie so sy het nog nooit boontjies opgemaak nie want dit is te moeilik. So almal hou seker nie daarvan om boontjies op te maak nie, maar ja, ertjies op dink ek is 'n makliker een. So die ertjies op as ek ertjies opmaak, dan kook ek die ertjies op. Ek okay. dink jy kan hulle ook bietjie in die water laat lê as jy wil, maar ek doen nie dit nie. Ek spoel hulle net af Ja, en dan gooi ek hulle in die pot en kook hulle.
Okay. En ertjies raak ook baie gouer sag as boontjies. So, Ja. as jy ertjies opkook en jy wil vleis ingooi, soos lamsvleis of beesvleis of iets, kan jy dit van die begin af al bygooi en Oh, laat hulle saam kook. okay. Maar as dit nou mins is, maalvleis, dan kan jy eers die ertjies 'n bietjie sag kook en dan die mins bygooi, want die mins raak mos nou ook gou gaar. En Ja. dan as jou vleis en jou ertjies gaar is, dan kan jy 'n wortel daarin rasper of selfs 3 wortels. Ek gooi gewoonlik sommer 3 in. 3 wortels Okay. en daar is mense wat ertappel ingooi, maar ek hou nie van die ertappel idee in die sop nie. So dan gooi jy kan eintlik ertjiesop baie maklik omskep word eintlik in 'n groentesop, want jy kan enige groente bygooi wat jy wil. Mors die ding of wat gaan aan? Ja, so bietjie. Maar nou kyk gou, verduidelik nou gou aan oor dit, né? Ek gaan net gou my mic afsit, want hierdie keel van my krap nou so bietjie so. So, verduidelik aan van hy sop. Verskoon my net. Wys net gou of mami my nou nog kan hoor. Kan hy my hoor? Nee. Ek kan jou hoor. O my. Toe maar. Dan is dit nou maar soos wat dit is, okay. Kom ons hoop Ag vir die wat beste. almal hoes. Okay, toe maar. Wat nou van die sop? Wat nou verder? Ons het nou die ertjies Okay. in die So nou mins. as jou ertjies sag en jou vleis is ook gaar, dan Ja. rasper jy 3 wortels daarin en as jy enige ander groente wil ingooi, kan jy hulle ook fyn maak en hulle Ja. bygooi, maar die wortel op sy eie saam met die ertjies is genoeg. Ja. Dan gooi jy ook 'n pakkie sop by. Nou, hierdie pakkie sop, minestrone, sê mense hom in Engels. Ouma Annie het gesê minestrone. Maar okay, Right, dan right. maak jy hom aan met water, met koue water eenkant en jy gooi hom ook daarin en laat dit dan deurkook en die wortels moet mos nou sag kook. En Ja. dan wanneer dit die wortels sag is en die pakkies op het deurgekook, dan gooi jy weer vir jou hoeveelheid sout in soos wat jy wil. Ek sou in 'n groot pot sop weer 'n eetlepel sout ingooi en jy kook hom deur en dan is jou sop reg en dis Ja. baie lekker. Okay. Jo, ja nee kyk, ek ryk hom nou. Ek dink ek wil amper sê ertjiesop ruik vir my lekkerder as boontjiesop. Boontjiesop ruik nie sleg nie, maar ertjiesop het Ja, amper soos asof hy nooi jou na daai pot toe. Dis verskriklik lekker. ja. So nou weet ons hoe om die ertjiesop te maak. Omtrent hoe lank vat dit om 'n pot ertjiesop te kook? Ek weet nie. Ek het nog nie die tyd dopgehou nie, maar seker hoogstens 'n uur en 'n half dan kan jy 'n pot sop klaar hê. Ja. Dit hang nou af watter vleis jy ingooi, want Ja. beesvleis vat mos nou langer om sag te kook, so as jy beesvleis gaan gebruik sal dit bietjie langer vat. Ja. Maar as jy mins vat, dan kan jy hom amper binne 'n uur dalk klaar hê. Ja, dit is reg baie lekker. Kyk, mamma het nou al geëksperimenteer met resepte nê en met selfs met sop. Want ek vra nou die dag vir Louis, my seentjie, wat is sy gunsteling kos? Toe sê hy biltongsop. So, Ah, jy kyk, know. ons het mos nou al klaar gesê biltongsop is meer soos 'n gourmet sop. Is meer soos 'n Ja. pudding, wil ek amper sê. Die pudding van alle sop wat jy kry. Ja, dit So, is eintlik ek dink dit is bedoel om 'n voorgereg te wees, ja, maar maar op sy eie is dit net so lekker vir 'n maaltyd. ja, dit is. Nou, kyk, daar is nou die ertjiesop. Ek wil amper vra, kyk, ertjies, wat is nou die verskil as 'n mens nou wil groentesop maak? Gaan jy vreeslik anders? Gaan jy dalk 'n ander pakkie sop gebruik? Kan jy dalk nog groente ingooi by die ertjiesop? Jy kan net by die ertjiesop nog groente bygooi of jy kan heeltemal anders begin en nie ertjies gebruik nie, want ek doen Okay. dit ook. So dan vat Ja. jy soos ek het gister gesien iemand sê 'n mens moet broccoli in jou sop gooi. Ek het nog nie dit gedoen nie, maar ek wil dit probeer. Maar Ja. in elk geval ek gooi gewoonlik wortels, spinasie, sommer mikpampoentjie. Eintlik kan jy mos nou daar kies watter groente jy van hou. En dan gooi Ja. jy kan selfs kool bygooi vir mense wat hou van kool. En kool maak eintlik vir my 'n lekker sop. Jy kan selfs pompoen ook bygooi. Pompoen gee so 'n lekker Ja. romerige smaak aan die sop. Yes. Definitief. En dan kook jy mos nou net alles saam en jy
blend hulle agterna Ja, of sê ek nou die regte woord, ja. So ja, dit sit hulle ja. in jou blender sodat hulle lekker fyn is. En met die groente kan jy ook van die begin af jou of weet jy wat kan jy wel doen Hm? met groente wat ek baie keer doen. Ja, Ek sit eers die vleis lekker bruin in die pot saam ja, met eie en kook die vleis klaar en dan gooi ek die groentes in. Want die groente kook mos nou baie vinnig. En dan okay. gooi jy groente in en dan voilà, dan het jy 'n lekker pot sop. Ja, ja, dis lekker. Ja. Ek dink nou so, ek maak nou al lekker sop en so, maar my eerste sop wat ek probeer het, was so 'n groot flop, want ek het nie begin by die basics nie. Ek het letterlik probeer om butternut sop te maak. Ek sien Goeie nog tog. hoe daai pot Ek kan situasie gelyk het. Ek dink ek het alles weggegooi, want kyk, ek het nog nie weer daarna dink ek butternut sop probeer maak nie, maar dit was soos hierdie potjie spirity wat jy kry, nê. Dit was so 'n vibe, maar dit het rou gelyk. Dit is soos Eie. oranje en van die goed het geflout en daar was 'n bietjie water en dit was net 'n flop geweest. Ek dink jy Ek dink sou hom kon gered het as jy hom langer gekook het, maar jy het mos nou seker gedink nee wat hy sê reg nie. miskien dis die ding is nê, 'n flop as jy nou die flop, as dit nou gebeur dan is dit nie lekker nie. Maar 'n paar jaar later, dan is dit lekker om te onthou wat jy aangevang het. Want ek het een keer probeer pudding maak. Toe dit nog net ek en my man was. Toe ek kan nie eens onthou wat dit is wat ek gemaak het nie, maar die base was ook 'n flop. En toe sit ek nog vir hom iets koud bo-op, iets soos yskrem of room en toe smelt alles binne in mekaar. En toe daai een happie geproe te vra vir my kan hy maar los asseblief want Hy foi tog. dit smaak nie lekker nie. So Maar ja, kyk hierso, laat ek gou terugkom na hierdie groentesop, want ek dink ja. nie ons het dit afgehandel O nie. my, As die oeps, groente en ja. die vleis bymekaar is, kan 'n mens ook 'n pakkies op bygooi om hom net Ja, bietjie dikker en geur te gee. ja, Maar dit is nie nodig nie. As jy nou net 'n gesonde pot sop wil hê wat nie die pakkies op by het nie, dan hoef jy dit nie in te gooi nie. ja. Ek het die hele laas jaar was 'n baie lekker pot sop gemaak. Ek kan van hom ook nou sê as jy wil, want Oh, hy's die you hoender een. did. Ek onthou. Ek soek hoe kan ek weet nie of mamma daai resep vir my gestuur het nie. You can share Ek it if you het want. Dit was baie lekker geweest, maar ek weet nie wat alles daarin was nie. nee, nou daar het ek wil amper sê net op gevoel gegaan. Ek het net gedink wat gaan lekker smaak sonder om goed in te gooi wat vir my gaan laat sleg voel. Ja, ja. So toe het ek hoender in blokkies opgesny. Ek het natuurlik fillets gevat. Hoender in blokkies opgesny en dit gekook in die pot gebrei saam met eie en ook Ja. bacon daarbey gegooi, fyn gesnipperde bacon. En Oh, toe het okay. ek een kant, ek dink jy sal dit kan te mekaar doen, maar ek het een kant aan 'n ander pot uh spinasie, pampoen en mirpampoentjie gekook. En toe het ek hulle dit was verskriklik groen omdat dit nou die spinasie en die mirpampoentjie was wat groen is, maar dit het Ja. lekker gesmaak. Dit het nie groen gesmaak nie. Ja. So toe het ek hulle saam gekook en hulle alles by die hoender en die bacon bygegooi. Toe het ek alles in die blender gesit. So die hoender en die bacon was ook fyn geweest. Maar dit het 'n baie lekker smaak gehad want ek dink die hoender en Ja. die bacon gee lekker smaak. Ek het nie eens Ja. daar 'n pakkie sop bygegooi nie en ek het ook nie sout ingegooi nie want bacon is klaar sout. Ja. So dit was lekker so. True. Ja nee, dit is baie lekker. Dit was 'n lekker koppie sop geweest. En dis lekker Ek, as jy weet, jy kan lekker eet en dit is gesond ook, want jy kry sommer daar ja, so 'n bietjie van alles in wat goed is, wat baie goed ja, is. So, die hele winter lê nog voor en daar's kyk, op hierdie stadium weet ons mos nou, ons deel wat ons ken, wat vir ons bekend is, wat vir ons lekker is. So, ja, ek gaan regtig braaf genoeg wees om te sê ons gaan oor curry ook praat. Curry wat jy in Port Nolloth maak, né? Ons maak ja. nie curry wat van Die Durban fancy afkom curry nie. wat in die Kaap van Durban Nee, of gemaak van die word. Kaap, nee. Curry waarmee ons groot geword het, wat vir Ja. ons wat ook lekker is. So ons gaan daai nou ook aanpak en ons gaan dalk nog weer by die sop try. Ek weet nie, maar ons gaan kyk. Maar ek dink dalk vir nou gaan ons eers groet as daar nog iets is wat mami wou gesê het. You can tell me. Ja, ek Nee. is alright. Right, dan is dit reg. So weer eens vreeslik baie dankie. Ons gaan die gesprek weer verder vat volgende week. So bly warm
sterkte daar buite en gaan maak maar shop want dit is En weet jy wat? Ek ja. sal die regte resep van die hoesmedisyne vir jou stuur, dan sit jy dit in die comments vir iemand wat dit regtig wil probeer. Kyk nou, wat ek vergeet het is om laas keer daai resep op te sit op die vorige video. Onthou mami. Ek het dit Ja, ook ek nooit onthou. gedoen nie. Maar ek moet my eentjies in 'n ry kry. Ek probeer. Op hierdie stadium ek loop hulle rond op die werk. So maar ons probeer. Ja, maar in elk geval nou baie dankie. Ons gesels weer. Plesier. Dit was Yes. lekker. Bye Ja, bye. dankie mami. Love you.